Welkom terug by dag 3 van 10 dae van gebed. Vanaand gaan ons kyk na wanneer jy bid, wees spesifiek. En as jy bid, gebruik nie 'n ydelle herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hul baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want jul Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Matteus 6 vers 7 en 8. Bid spesifiek. Ons seun op video het 'n huis teen 'n uiters lae prys gekoop, maar die huis was in 'n swak toestand en redelik klein. Hy moes dit opknap en aanhou om aan sy gesin se behoeftes te voldoen. Boumateriaalpryse het egter aansienlik gestyg. Hy het herhaaldelik genoem dat hy waarskynlik nie die werk sou kon voltooi nie, weens 'n gebrek aan finansies. Ek het op video gevra om sy behoeftes na God te bring, omdat God vir ons omgee. Hy het geantwoord dat hy oor die algemeen oor die huis en finansies gebid het. Ek het hom toe gevra om baie spesifiek in gebed te wees, om een behoefte op 'n slag na die Here te bring, om nie vandag te bid vir wat hy volgende maand of môre nodig het nie, maar om vandag te bid vir die behoefte van vandag. God antwoord spesifiek op spesifieke versoeke. God verhoor nie generiese gebede nie. Moenie na God gaan en sê, Here, red my bure nie. In plaas daarvan kan u sê, my Vader, ek tree in vir my buurman Johannes. Raak asseblief sy hart aan. Gee my ook asseblief wysheid en geleenthede om 'n vriendskap met hom te bou en hom te bereik met die goeie nuus van die evangelie. In Markus 10 vers 47 lees ons van Bartimeus wat Jesus om hulp vra. Hy roep uit, Jesus, seun van Dawid, wees my genadig. Dit is 'n generiese versoek. In vers 51 vra Jesus hom om spesifiek te wees. Wat wil jy hê moet ek vir jou doen? Bartimeus antwoord, Rabboni, dat ek mag sien. Terug na my storie. Ons seun het spesifiek begin bid. Hy het God gevra om hom te help om 'n span werkers te vind, wat die fondasie van die huis kon grawe. Toe begin hy soek. Al die spanne wat hy gekontak het, was egter maande vooruit geskeduleer, en hulle het almal iewers tussen $18,000 en $22,000 gekwoteer. Uiteindelik het hy daarin geslaag om met een span te onderhandel, om die prys tot $16,000 te verlaag en die volgende week te begin. Die leier van die span het gekom, maar die swaar masjinerie het nie opgedaag nie. Nadat hy die hele oggend gewag het die leier sy geduld verloor en gesê hy kan eers oor 3 maande weer terugkom, en so is hy daar weg. Ons seun was verpletter. Hy het geen oplossing gehad nie. Laastens het op video God spesifiek gevra vir 'n span om vinnig en teen 'n goeie prys die fondasies te grawe. Toe hy klaar was met sy gebed, het sy buurman hom genader. Die buurman het gevra, hoe gaan dit met jou? Op video het gesê, dit gaan goed, ek soek net 'n span om die fondasie te grawe. Die buurman vra toe, wel, ek het 'n span wat nou die fondasie vir my huis grawe. Vra hulle, miskien kan hulle jou nou ook doen. Op video hardloop dadelik langs aan en vra. Die spanleier het geantwoord, wel, aangesien ons reeds hier is met ons toerusting, kan ons jou werk kom doen sodra ons hier klaar is. Op video het gesê, kan jy vir my min of meer sê wat dit gaan kos? Nadat die spanleier gekyk het hy gesê, ek sal dit vir $2,500 doen. Watter vreugde! Op video het gesien dat God reeds 'n antwoord voorberei het, en hy het gewag vir Ovidio om daarvoor te vra. Gebed is die uitstorting van ons hart tot God, soos tot 'n vriend. Skrede na Christus, bladsy 93. God roep u om 'n oop gesprek met hom te voer, om u behoeftes op 'n duidelike en spesifieke manier na hom te bring. Hy wil hê u moet in geloof in hom hê, om 'n antwoord te verwag wat gebaseer is op sy liefde, wysheid en beloftes.
Hy sal op sy tyd en sy manier antwoord. Maar as u in geloof op hom wag, sal u weet dat sy antwoord altyd die beste is. Kom ons bid saam. Gebruik nie ydelle herhaling van woorde nie. God, leer ons om met u soos 'n vriend te praat. Soms val ons gebede in eentonige patrone en dit lyk asof ons woorde nie hoor as die plafon styg nie. Maak ons geestelik wakker. Help ons om die werklikheid van u teenwoordigheid reg langs ons te voel. Amen.